Goeiemôre graad 10's. Ons is vandag by die 20ste Mei. Dis ons 11de les. Ons gaan in die werkboek werk, bladsy 39. Ons het nou bladsy 38 reeds voltooi. Ek hoop julle het hom voltooi, want jy kan nie regtig iets skiep tensy ek vir jou sê om iets te skiep. So doen die sketse volg op mekaar. Ek skiep van die goed, maar ek sal vir jou sê wat ons skiep. Okay. Want dit gaan ons weer doen wanneer die skool begin. So ek doen nou die werkies soos wat ons dit nou kry, maar moet asseblief nie iets uitlos. As dit deel is van 'n les, doen hom. So hierdie is die 11de les. Hy het 'n 8 kant in, so jy gaan 'n 45 grade tekendriehoek nodig hê. Ek gaan vir jou weer wys hoe om dit te teken. En dan op bladsy 14 in ons werkboek, dit is wanneer laas ons dit gedoen het en ons trek nou albei bladsy 39. Hierdie skets is 'n uitdaging. Hy gaan vir jou laat bietjie dink en wonder wat moet ek nou doen. Maar as jy sukkel met iets, beweeg aan, probeer ietsie anders teken. So wat ek nou gaan doen is, ek gaan nou eers gou weer op die projektertjie gaan, hoop hy werk saam. Dan gaan ek vir jou eers weer gou wys en riglyne gee. Dan gaan ek teruggaan na die instruksies toe en dan gaan ek vir jou wys wat om daar te begin. Okay. So laat ons net eers gou die projekter dingetjie aankry. En dan gaan ek jou so 'n bietjie afbeweeg, sodat ons daarin wat julle mooi kan sien. En dan daai enetjie aankry. Dan skuif julle nog so 'n bietjie af. Asy. So daarso is hy, bladsy 39. En dan lyk hy so. Net julle weer 'n bietjie opskuif. So met ander woorde, met hierdie skets gee hulle vir jou 'n vooraansig, hulle gee vir jou bo-aansig. Hierdie keer begin jy nie met jou regteraansig nie, ons gaan begin met die vooraansig. Goed, aan jou instruksies, lees altyd jou vrae, want dit is wat hulle sê vir jou hier, wat jy moet doen. Jy kan nie net wegspring en net begin teken nie. Nee. Nou as jy gaan kyk na bladsy 39, by jou instruksies sê hulle vir jou, die gegewe figuur toon 'n vooraansig, daar sal hy, en 'n bo-aansig van 'n gietstuk. So dit is weer part van 'n masjiendeel of so ding, né? Dis 'n skaal van 1 tot 1. Daar wys hulle hom vir jou. As jy nie hierdie kan sien nie, hierdie is op jou bladsy 39. En dan baie belangrik, 'n volsnit vooraansig. So hierdie vooraansig, wanneer jy hom gaan teken, gaan hy 'n volsnit. Nou onthou, 'n volsnit is reg deurgesny. Hierdie figuur is letterlik die voorste gedeelte is weggevat, sodat ons meer detail kan kry. En dan as jy kan onthou met die snitte wat ek met julle gedoen het en die snyvlakke, oral waar dan versteekte detail is, word dan solied geteken. En dan hier een gedeelte van die sirkel gaan weg wees, want hy word gesny. Maar daai binneste, dis 'n holte, so hy is reg deur. So daai gaan daar bly, gaan vir julle nou mooi wys. Maar onthou, volsnit is van bo tot onder, praat ek verkeerd. So hy's vol gesny. Hulle gee nie vir jou 'n snit op enige van die aansigte nie, hulle gee hom vir jou in jou instruksies. Dan sê hulle die bo-aansig toon alle verborgde besonderhede. Bo-aansig, verborgde besonderhede beteken jy moet elke stippellyntjie vir jou gaan inteken. Al die sentrale lyne moet jy gaan inteken. Presies soos wat hy vir jou gegee word, dit gaan jy teken. Dis by jou vooraansig wat jy 'n snit gaan insit vir jou, 'n volsnit. Verder op jou instruksies sê hulle vir jou die regteraansig toon alle verborgde besonderhede. Dis die aansig wat ons nou hier langs die vooraansig gaan inkom. So ja, hy is nogal moeilik. Jy moet regtig is baie, kan ek sê, konstruksielyne wat jy gaan oortrek na jou 45 grade lyn toe en dan aftrek na die regteraansig toe. Die aansig wat hulle gewoonlik nie vir jou gee nie, dit teken ons teken hom laaste. Jy gebruik wat hier vir jou gegee is. En dan sê hulle laastens vir jou, toon alle nodige konstruksies en sentrale lyne, so jy vee nie jou sentrale lyntjies uit nie, jy vee nie jou konstruksielyne uit nie. Dan op jou papier, die papier, het hulle nie vir jou 'n X en Y as lyn gegee nie. Ja, en jy begin by jou vooraansig soos ek nou vir jou gesê het. So wat ek doen is, ek teken vir my
senterlyn. Op my PDF file het ek vir jou gaan wys. Ek wil nou nog net bietjie af, sodat dit bietjie meer kan sien. Sien is vooraansig. So jou X en Y as lyn beteken en die sirkeltjie wat hulle hierso vir jou gee, is nie so noodsaaklik nie. Jy sal sien ek teken dit nie in nie. Die sirkeltjie help jy is mos 'n radius van 10, sodat al jou konstruksielyne 10 en 10 kan wees. So as ek hierdie aansig eerste klaar geteken het, wat ek doen is, ek vat daai buitelyn daar, ek meet 10, trek vir my X en Y as lyn in, meet nog 10 daar, trek vir my konstruksielyn in. So ek trek my konstruksielyne in, soos op my PDF file. Maar ek moet eers die vooraansig klaar teken. En dan sal jy sien, hy is 'n volsnit, met ander woorde, hierdie stukkies hierso was verborge detail, was versteekte detail, was stippellyntjies. Dit word nou solied geteken. Dan wys hulle ook vir jou, 'n agtkant word geteken teen 'n hoek van 45 grade. So jy gaan hierdie tekendriehoek gebruik, die 45 grade tekendriehoek. Ek gaan nou weer wys hoe om daai ene te teken. Ja, en dan 'n ander ding is, ek het vir my 'n sentrale punt gekry van waaraf ek kan werk. So ek het met die sirkels begin, ek het afbeweeg met my sentrale lyn, ek het die afmetings gebruik om my voetstukkie onderin te teken, en dan van daar af kon ek nou my agtkant gaan insit. So ja, so jy teken hom eerste. Dan kan 'n mens gaan, en jy kan hierdie ene, en jy kan jou boaansig gaan teken. Onthou hulle gee nie vir jou die regteraansig op hierdie bladsy nie, so jy werk met wat jy het. Jy gaan teken jou boaansig se buiteblok, dis maklik om oor te trek. Hier is verskriklik baie konstruksielyne. Jy moet baie akkuraat teken. Jy moet mooi gaan kyk, dit wat jy oordra, waar word hierdie lyn deurgetrek? Waar kom hy vandaan? Wat is hierdie lyntjie wat jy deurtrek? Hy moet solied wees, want hy is deel van jou agtkant. Daai lyntjie daar moet solied wees, want hy is deel van jou agtkant. Dan was hier 'n sirkel en nog 'n sirkel. Maar hy was soos verborge, hy is nie deel, want onthou nou, hierdie was 'n volsnit. So as jy jou boaansig teken, moet jy gaan kyk na jou bladsy. So ja, en dan hier is jou sentrale lyn wat jy ook kan oortrek, sodat jy weet, sentrale punt, ek kan afmetings gebruik so. Hierso ook, kyk mooi, dis alles radius vir jou reeds gegee, moet asseblief nie radius nog verder minder maak nie, dit gaan bitter klein dan wees. En al wat hulle gedoen het is, hulle het hierdie volsnit, het hulle hier gaan insit op die boaansig, want dis letterlik wat gebeur het. As jy van bo af die gietstuk gaan sien, gaan daai stukkie weg wees, want die pyltjies wys van hierdie rigting af. En as jy na jou vooraansig toe gaan, is dit daai stuk wat dan afgesny is. So AA loop reg deur die boaansig, want dit is 'n volsnit wat hulle vir jou gee. En hier is op hulle klaar jou assering mooi ingesit, en daai mooi solied vir jou geteken. En dan laaste, sien julle, is verskriklik baie konstruksielyne. Teken liggies, teken akkuraat. Maak seker hierdie lyn, hierdie 45 grade lyn, lê presies reg, dat daai 90 grade presies in die helfte vir jou opdeel. Want soos omdat hulle nie vir jou sentrale punt gee om vanaf te teken nie, moet jy akkuraat meet, jy moet jou lynwerk mooi netjies kan gebruik. Want al hierdie lyne het jy nodig vir hierdie onderste stukkie, want daai stukkie daar is letterlik hierdie stukkie wat hulle hier vir jou gee. Maar jy kan hom nie gaan teken sonder dat jy die boaansig se afmetings kan oortrek na hierdie aansig toe. Al wat hierdie een vir jou gee is daai stukkie, is daai gedeelte daar, daai gedeelte is daai. En hy's aan albei kante, so hy word versteek daar ingeteken. Onthou hulle sê vir jou ook, op jou regteraansig moet alle verborge detail. Hierdie stippellyntjies wat hier afloop, sien julle hier is 'n ligte sirkeltjie ingetrek. Jy sal op die PDF file sien. Daai ligte sirkeltjie is daai versteekte detail wat hulle daar vir jou ingesit het. En dan hierdie sirkel, dis 'n gat in die figuur, so hy word solied geteken en sy sentrale lyn, sien julle daar loop 'n sentrale lyntjie daardeur om aan te dui daar's 'n gat wat deur hom beweeg. Jy moet regtig mooi kyk. En ja, jy kan hom nou al teken, want alles wat ons gedoen het, het ek nou opgebou na hierdie skets toe. Ons kan nie net die moeilike goed los nie, ons moet onsself 'n bietjie toets.
So ja, okay, nou gaan ek my projektertjie weer afsit, en voordat ek dit doen, wag. Daar is sy in 3D, ek hoop julle kan sien, want die effek is bietjie anders as die mense dit so opneem, is anders as in die klas. So daar is hy 3D, die soliede gietstuk, maar hulle gaan hom nou volsnit gee. Daar is die volsnit. Sien julle daai stukkies daaronder, moet solied geteken word, want die volsnit raak ons nou nie aan daai agterste draai gedeeltetjies nie. En dan daar sien ons die sirkel is regdeur. So hierdie stuk, daai gedeelte daaronder, dis ons vooraansig wat jy geteken het. So dis nice dat 'n mens die 3D ding gee, want dan kan 'n mens daarin dink hoe moet hy wees. Goed, dan gaan ek geafsit hier. Hierdie verwyder, want ek wil vir julle gou die agterkant wys. En dan gaan julle gou 'n bietjie weer opbeweeg. Sien julle ek sê hierso volsnit vooraansig. Ek gaan hom nou vir jou wys. Moet ek net vir jou opbeweeg. So die agterkant kry ons op bladsy 14. Jy het jou 45 grade tekenbrief nodig. So as jy vergeet het hoe om dit te doen, gaan kyk in jou werkboek, ons het dit verlede kwartaal gedoen. Ek het nou reeds die onderste stuk, so dit is presies hoe ek dit gaan teken het op my bladsy, dis waar ek begin het. Ek het vir my 'n senterpunt gaan kry. Ek het afmetings op die PDF-file gesit, maar hoe kry mens dit, mense? Jy gaan kyk na jou afmetings wat vir jou gegee is, en jy maak dit bietjie meer so dit pas op jou bladsy. So jy kan bietjie dink vir jouself nou, van waar moet ek teken, so hierdie ding nie uit my raampie uitgaan nie. So jy kry, dis die heel eerste wat geteken is, jy kry 'n sentrale, jy maak vir jou 'n senterpunt om vanaf te teken. Dan het ek die sirkels gaan intrek, die binneste sirkel word donker ingeteken, hierdie sirkel, die oranje enetjie is die enetjie wat deel is van die volsnit, hy val weg, omdat jy het 'n volsnit vooraansig. Die onderste gedeelte het ek my afmetings na my senterpunt net afgemeet, en ek het dit gaan intrek. Dit is eenvoudig om te doen. Hierdie stuk hierso, dit is die onderste gedeelte van my agterkant. Hy is oranje, hy is konstruksie. As jy gaan kyk na jou papier, so jy sien, hierdie stuk moet konstruksie wees. Dis nie 'n soliede lyn wat daar loop nie. Maar hulle gee vir jou afmeting, jou afmeting was 30. So ek het gegaan en ek het gaan meet 15 daai kant toe, 15 hierdie kant toe, want hierdie is 'n senterlyn wat die deurloop. So daai in totaal is 30. OK, jou agterkant gaan alles 30 mm wees. So, van daai punte af, hierdie punte, dis die onderste kant van ons agterkant. Dan gaan jy net met jou teken, driehoek, 45 grade, jy teken vir jou 'n konstruksielyntjie daarin. OK, aan die ander kant, gaan trek jy vir jou 'n konstruksielyntjie ook in. Dit lê ons nou teen 'n hoek van 45 grade. Hierdie afmeting kan jy oordra met jou passer. So jy gaan maak jou passer oop op daai afstand, dis 30, en jy gaan trek 'n bogie oor. In ander woorde, jy gaan meet hom, jy trek vir jou bogie. Jy dra hom oor, en aan daai kant oor. Dan jy nou weer daai 2 punte om vanaf te werk. Maar jou agterkant se sye loop mos vertikaal. So jy maak seker dat jy hulle mooi reguit afteken. Myne skat ek net asseblief julle, moenie dink dat dit akkuraat is nie, dit is absoluut nie akkuraat op die bord nie. Dis net 'n demonstrasie. Sien daar is jou kante, hoe weet ek hoe lank moet hulle wees? Hulle moet 30 wees. So jy kan konstruksie ingetrek het lank, en jy kon weer met jou passer gegaan het, en jy kon vir jou daar bogie en seker gemaak het dat jou afstande reg is. Aan die bokant gaan jy dan weer met jou 45 grade driehoek daai punt, en jy trek vir jou daar 'n konstruksielyntjie daarin, en ek sien nou hy gaan nie mooi op my bord pas nie, daarin, en dan kan jy weer met jou passer net gaan, jy kan dalk die bogies gaan maak, nee? 30, 30, 30, 30. Dit kry ek op my afmetings. Jy kan net die bopunt daar gaan voltooi. Maar hierdie was alles konstruksie. So jy moet gaan met jou donker potlood, wat hy mooi donker lyne, buitelyne vorm. Jette, nie vir my lag nie. Weet julle lag vir my. Dit hier wil kinders.
Kijk, so maar dan in elk geval, daarso kom die donker lyne dan in, met jou liniaal kan jy dit gaan intrek. Die koutjie is droog, verstaan jy hoekom nie? Daarso sy. In elk geval, maar nou sê ons nog nie klaar nie. Julle weet hoekom is hy nog nie klaar nie. Hulle het vir ons gesê, dis 'n vol snit voor aansig. So jy moet nou gaan en jy moet hom gaan asseer. Jy gaan oral 'n assering insit. Met jou 45 grade tekening. Onthou nou. Hierdie lê teen 'n hoek van 45 grade, maar die figuur lê nie teen 'n hoek van 45 grade nie. So jy gaan nog steeds lyntjies gaan intrek. Jou assering gaan nog steeds die 45 grade wees wat jy so gaan intrek. En ja, hulle sê dit moet 3 tot 4 mm uitmekaar uit wees. Nou ek wil nou vir julle 'n wenk gee. As die nou jou tekendriehoek is. OK? Julle weet ons hier langs die kant is sulke nommertjies. Ek hoop julle het sulke fancy driehoeke soos ek. Nou daai nommertjies kan jou help om die spasiering tussen jou parallelle lyne te identifiseer. So jy hoef nou nie elke liewe lyntjie te gaan presies meet, is hy 3 mm, is hy 4 mm? Nee. Jy gebruik jou driehoek. Dis soos wat jy neersit op jou papier, vorm daai lyntjies daar, vorm 'n lyn vir jou. So jy kan net gaan, jy kan jou lyntjies gaan parallel mooi intrek, skuif hom op, gaan kyk waar begin en eindig daai afmetingslyntjies en dan kan jy hulle so intrek. Dit is 'n wenk. Want assering kan jou baie lank vat as jy dit nie bietjie wenke gebruik en die maniere kry met vir jou makliker maak. Daar is shortcuts julle. Ons sal nog baie shortcuts leer soos wat die tyd aanstap. Hierdie is net die begin. Kyk, so as jy omklaai, jy begin met jou vooraansig. Dan gaan jy en jy doen vir my die bo-aansig met al die stippe lyntjies, versteekte besonder detail wat hulle vir jou vra. Dan trek jy alles oor en jy gaan teken die regteraansig. Kyk baie mooi, want hy vang 'n mens nog. Hy het my ook so 'n bietjie gegooi, maar dis wat ek van hou. Dit maak jou beter. Moenie die werk net skiep nie, moenie 'n les skiep nie. Jy kan dit nie doen nie. Wanneer die skool begin, weet ek mos nou wat ek hier met jou gedoen het. Ek weet waar ons moet wees. Ek dink ons moet sommer 'n toets skryf. Dan kyk ek, okay, die mense kom vir ekstra klas, die mense, hulle is sharp, hulle gaan okay wees. Want ons doen baie meer as ander skole. Julle is baie bevoorreg om aanlyn klas te hê. Ek hoop julle het hierdie netjie geniet. Ek hoop julle voltooi hom vir my. So hierdie les is nou die 20ste. So dit is seker Woensdag. Dan sien ek julle weer Vrydag vir ons volgende les. Gebruik die PDF-faal, hy help baie. Dankie ouens.